Goeiemôre en baie welkom by die huis van die Here. Baie dankie dat u die moeite gedoen het om vanoggend op te staan en die besluit geneem het. Vanmôre wil ek die Here verheerlik met my teenwoordigheid in sy huis. Iemand het eendag vir 'n predikant gesê, na die diens het hy na hom toe gekom en vir hom gesê, Dominee, jy weet vandag het ek my tyd gemors. Want die boodskap het vir my net mooi niks beteken nie. En die dominee het hom gesê, broeder, maar dit is hoe dit moet wees. Dit gaan nie oor jou en oor my nie. En dit gaan oor God. Ons kom na die huis van die Here om hom te verheerlik. En sou die Here met jou spreek in jou hart, dan is dit 'n bonuspunt vir jou. Mag die Here vanoggend verheerlik word. Deur elkeen van ons wat hier is, en ook elke leebank wat hier is. Kom ons maak die oë toe, en dan buig ons laag voor ons hemelse Vader. Ons hemelse Vader, die Here Jesus, Heilige Gees, U alleen is God en U alleen is Here. En buiten U is daar geen ander. 'n enige is U. En Here, ons buig in diepe afhanklikheid voor U. As gemeente, Here, kom roep ons U naam aan. En bely ons, Here, dat ons skuldig staan voor U. Here, want ons kyk om ons rond en ons wonder. Here, ons sê, soos 'n broeder gesê het, ons glo en ons vertrou. Maar is dit werklik so, Here? Here, U weet. U ken ons harte. Ag, Heilige Gees, ek kom pleit dat U ons harte sal kom oortuig. Dat U ons sal oortuig van sonde. Here, dat U ons sal oortuig van ons swakhede. En dat U sal ingryp. Dat U ons op 'n plek sal bring, Here, waar ons sal uitroep, vergewe ons asseblief ons sondes, want dit is baie. Here, mag U alleen verheerlik word in hierdie oggend. Mag U woord in waarheid en in krag gespreek word. Here, en dat U sal oortuig, dat U woord op elke hartstafel ingegraveer sal word. Dat ons hier sal uitstap, Here, nie soos toe ons vanoggend hier ingekom het nie, maar dat U die verandering sal kom doen in ons harte. Mag die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Terwyl ek hierso besig is, ons teksvers of ons skriflesing kom uit Psalm 70. Ons skriflesing kom uit Psalm 70. En terwyl u daarna blaai, wil ek graag 'n kort verhaaltjie met u deel, 'n ware gebeurtenis. Dit was 'n groepie jong seentjies tussen die ouderdom van 8 en 12 het by 'n grys gat gaan speel, hulle daar gaan swem. Nou, dalk weet u en dalk weet u nie wat 'n grys gat is nie. In die Engels is dit 'n quarry. Is 'n mensgemaakte gat wat gegrawe is om wat ook al in die grond was uit te haal, gelaat staan, dit is opgevul met water en dit lyk soos 'n dam. Nou ek onthou daar waar ek groot geword het, was daar baie damme gewees en my pa het vir ons gesê,
Julle kan in enige van daai damme gaan swem, maar by daardie grys gat bly julle weg. Dit is 'n baie gevaarlike plek om te swem. As kind het ek dit nie verstaan nie. Daardie spesifieke grys gat was ook toegespan met al die waarskuwingstekens. Maar hierdie groepie jong seentjies was nie gewaarsku nie en hulle het ook nie geweet die gevare van so 'n plek nie. En op 'n stadium toe besluit die kindertjies, hulle gaan na die oorkant van die grys gat gaan, hulle swem na die ander kant toe. En op pad soontoe, so halfpad, het die een seentjie, hy was 8 jaar oud, het hy agtergekom en besef, hy gaan dit nie maak nie. Hy's besig om moeg te word. Hy gaan liewerste omdraai. Wat hy toe gedoen het, omgedraai, sy krag het al hoe minder geword. Hy het so 'n paar keer onder die water verdwyn en dan het hy weer met daai bietjie krag wat nog oor is, het hy weer sy kop bo die water gekry en dan het hy weer vorentoe gespartel en kort onder die water verdwyn. En toe hy by die kant van die swemgat kom, is sy kragte klaar. En hy dink nou by homself, hy het dit gemaak. Hy kan sy voetjies neersit, hy het nie meer die krag nie en hy het sy voete laat sak want hy het gedink daar is grond, bodem daaronder. En met die toe sak hy onder die water vir die laaste keer. Geen krag om homself weer te help nie. Maar terwyl hierdie dinge gebeur het, was daar iemand op 'n afstand wat dit gesien gebeur. Hy het gesien wat is besig om te gebeur. En toe die kind vir die laaste keer onder die water verdwyn, steek die man sy hand uit en hy gryp daai kind. En hy red hom, hy verlos hom van 'n gewisse waterdood. Hou dit in gedagte. Ons skriflesing kom uit Psalm 70. En daarbo staan, Dawid bid God om hom gou te verlos. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid by die gedenkoffer. O God, maak tog gou om my te red. O Here, om my te help. Laat hulle wat my lewe soek, beskaam staan en rooi van skaamte word. Laat hulle wat 'n behaag het in my ongeluk agteruitwyk en in die skande kom. Laat hulle wat sê, ha, teruggaan vanweë hulle beskaming. Laat in U vrolik en bly wees, almal wat U soek, en laat die liefhebbers van U heil altyd deur sê, groot is God. Maar ek is elendig en behoeftig. O God, kom tog gou na my. U is my hulp en my redder. Here, vertoef tog nie. Net tot sover in die kosbare woord van ons hemelse Vader. Hierdie psalm van Dawid is 'n gedenkoffer en die woordjie gedenk is om te herinner. En dit is wat Dawid doen. Hy kom herinner die Here aan sy geliefdes, aan sy kinders wat dit baie moeilik het. Psalm 44 vers 23 sê dat, maar om U ontwil word ons die hele dag gedood en ons word gereken as slagskape. Ons stryd, soos die woord sê, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En die vyand is so geslepe dat hy mense wat naby ons is, gebruik om ons seer te maak, om dinge vir ons moeilik te maak, om ons spoed te breek, om daardie brandende hartsbegeerte in ons harte, daardie liefde vir die Here, om dit te laat afkoel. Gebruik hy mense en dinge om ons seer in ons te na te kom. Maar die Here kom herinner ons ook en hy moedig ons aan om hom te herinner. In Jesaja 62 vers 6 lees ons, O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit
wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Moenie rus nie. En die Here self kom sê dit vir ons. Hy kom sê self vir ons, kom en kom herinner my daaraan. Hou my wakker, hou my besig met jou behoefte, met jou bekommernis of met jou benoudheid. In Jesaja 43 lees ons ook in vers 26, maak my indagtig, laat ons teen mekaar pleit, vertel jy dat jy nie gelyk kan stel. Die Here nooi jou, kom sit hier voor my, bring jou saak, bring jou probleem, bring jou benoudheid, dat ons hierdie saak kan afhandel. Die Here nooi ons, hy nooi ons. Ons teksvers van oordenking is vers 6. Maar ek is elendig en behoeftig, o God. Kom tog gou na my. U is my hulp en my redder. Here, vertoef tog nie. Ek is elendig en behoeftig, sê Dawid. Kom tog gou, Here. U is my hulp en my redder. U is my hulp. Die tema van ons boodskap vanoggend is: wees u vir my 'n hulp, Here. Wees vir ons 'n hulp. Nou die woordjie hulp is 'n eenvoudige woordjie en ons almal ken en verstaan wat beteken die woord hulp. Dit is of iets of iemand wat die lewe vir ons makliker kan maak, of ons kan help om iets te kan doen. Nou ons weet in hierdie lewe gaan dit maar moeilik. Dit is nie net pa wat moet werk nie, maar alles is so duur, so mamma moet ook gaan werk. En daar is huiswerk wat gedoen moet word, wat sy nie by uitkom nie. Die wasgoed, die skorrelgoed, die strykwerk, die stof. En om haar te help, word 'n persoon gehuur. En dit word genoem die huishulp. Dit is die persoon wat vir mamma help om by haar huiswerk uit te kom. En so ook jare terug was daar 'n persoon wat genoem was die toolboy. 'n Ambagsman wat hulp gehad het, wat sy gereedskap vir hom gedraai het. Jy weet, as jy onder in die myn werk, blykbaar is daar kilometers en kilometers tonnels. My pa was self daar ook gewees en hy het selfs met 'n fiets gery. Dit is hoe ver en groot die tonnels onder die grond is. Maar hulle het 'n persoon gehad wat dan die gereedskap tassie vir hulle gedraai het, want as teen die tyd dat hy daar aan die ander kant aankom, is hy bietjie moeg. En as hy nog die gereedskap wat moes dra, wat ook swaar is, dan was hy nog moeër gewees. So die persoon, die toolboy, was dan sy hulp gewees wat sy gereedskap vir hom gedraai het. En dan kry jy natuurlik ook 'n persoon, die eienaar van 'n besigheid, die baas wat baie besig is. Hy kom nie by alles uit nie en hy het ook hulp nodig en daarom kry hy dan vir hom 'n persoon wat genoem word die sekretaresse. Sy antwoord die kantoorfoon en die oproepe en sy maak oproepe en sy neem boodskappe en sy skryf briewe ook as dit nodig is. En as die baas dors raak, maak sy hom ook vir 'n koppie tee. Dit is die baas se hulp, die sekretaresse. En daar waar ek gewerk het, by 'n staalfabriek, was daar oorhoofse krane gewees en in die spesifiek waar ek gewerk het, was daar 'n oorhoofse kraan van 'n 150-180 ton kraan gewees. En die funksie van hierdie kraan was gewees om swaar potte op te tel wat vol gesmelte yster is. Nou hierdie kraan kon van links na regs beweeg, van regs na links, en vorentoe en agtertoe. En dan kon hy natuurlik die gewig optel en hy kon die voorwerp laat sak weer. En dan het hy die pot wat uitgepak was, gebou was, gemessel was, met 4 bestande stene, het hy dan opgetel en voor die oond neergesit. Die gat is van die oond is oopgemaak en die pot is vol yster getap, wat so 1100 grade Celsius is, plus minus. En dan as die pot vol is, dan het hy so 100 ton, 110 ton geweeg. En dan het hierdie kant gekom en hy het hom opgetel en hy het hom op 'n trolley neergesit en die locomotive het ingekom, die trein, en hy het daai karretjie gestoot wat die volgende aanleg. Groot en sterk.
Maar daar was een funksie wat hierdie kraan nie kon doen nie. As hierdie bakstene, hierdie stene, vuurvaste stene in die pot begin wegbrand het weens die hitte van die yster, en het daar dan so 'n groot warm kol op die buitekant van die pot verskyn, hulle het dit genoem 'n hotspot. En dan moes die mense spring om die yster uit die pot uit te kry, maar hierdie kraan, al was hy so groot en sterk, kon nie die pot tilk nie, hy kon nie die yster uitgooi nie, en het hy hulp nodig gehad. En sy hulp was genoem gewees die auxiliary crane, die hulpkraan. En hierdie kraan was baie lig in die broek in vergelyking met die groot 150-180 ton kraan. Hierdie kraan kon maar net 20 ton optel. Dis so lig hierdie, hoe klein hierdie kraan was, wat hierdie groot sterk kraan gehelp het om hierdie funksie te kon uitvoer. En hierdie auxiliary kraan, hierdie hulpkraan, het die heeltyd saam met hierdie groot kraan beweeg. Waar hierdie groot kraan gegaan het, daar was daardie klein kraan gewees. Die hulpkraan. Nou, hierdie woordjie hulp, wat ons hier in ons teksvers van oordenking lees, waar Dawid sê, Here, wees U vir my 'n hulp. Wees my hulp, Here, word net 21 keer in die Ou Testament gebruik. Nou, U sal vir my sê, dit kan nie wees nie, want die woord hulp kom baie in die Ou Testament tevoorskyn. Jy lees hom baie. Maar hierdie woord hulp het 'n spesifieke betekenis. En in die oorspronklike taal is die woord in Hebreëus aizer. En hierdie woord aizer word net 21 keer gebruik in die Ou Testament. Wanneer ons die Bybel op die woorde lees van hulp, lees ons soos byvoorbeeld in Psalm 21 vers 2, lees ons die woordjie hulp. Hy sê daarso, O Here, die koning is bly oor U sterkte en hoe baie juig hy oor U hulp. En ons dink dat die hulp wat hy hiervan praat is dieselfde hulp wat ons in ons teksvers gedeelte lees. Maar as jy na die oorspronklike taal gaan kyk, sal jy sien dit is nie dieselfde betekenis nie. Hy het iets anders, iets meer kosbaar of ook 'n kosbare betekenis. As jy na die Engelse vertaling gaan kyk van Psalm 21 in die King James vertaling, dan lees hy: The king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation how greatly shall he rejoice. Hoor u die woord help? Daar's nie 'n woordjie help daar nie, maar die woord salvation is die woord hulp wat gebruik word in die Afrikaans. In die Engelse vertaling is dit die woord salvation. En salvation beteken verlossing of redding. En as jy dan nou gaan kyk wat sê die oorspronklike taal, die Hebreëse taal, wat beteken salvation of wat is die woord wat gebruik word, dan is dit die woord Yeshua. Nou dalk klink dit vir u bekend, die woord Yeshua. Jy weet, in die laaste dae sal jy op die internet en die media, die social media, kry mense dit baie waar die mense besig is om die woord van God verkeerd te bewys. Hulle wil dit bewys dat dit vals is deur allerlei vrae wat hulle vra en dinge wat hulle sê en kwytraak. En onder andere sal hulle vir ons sê, maar as Jesus die ware Messias is, waar in die Ou Testament staan sy naam dan? En dit is so. In die Ou Testament sal jy die naam Jesus nie kry nie. Selfs die Engelse naam Jesus is nie in die Ou Testament nie. Maar in die oorspronklike taal is die naam van Jesus Yeshua. Daar die gebeurtenis toe daar die kind in die water amper verdrink het en 'n persoon hom gered het, hom verlos het. Verlossing is nie net 'n gebeurtenis nie. Redding is nie net 'n gebeurtenis nie, dis 'n persoon. En die persoon se naam is Yeshua. Sy naam is Jesus. As iemand weer vir u vertel dat Jesus se naam is nie in die Ou Testament nie,
Vat hom gerus na Psalm 21 vers 2 toe. Die naam Yeshua is daar. Dis een en dieselfde persoon. Hy word net anders uitgespreek in Afrikaans en in Engels en in Grieks ook. Nou om vir u hierdie woordjie hulp te verduidelik, wat Dawid nou gebruik in ons geleesde gedeelte, wil ek vir u terugvat na Genesis in die begin, in Genesis 2, daar waar God alles gemaak het, die hemel en die aarde, hy het lig en duisternis geskep, hy het die water geskei, hy het die plante groei gemaak, hy het die maan, die son en die sterre, hy het alles gemaak, die vee en die wilde diere en die visse en die voëls. En toe God klaar was, toe sê hy, kom ons maak mense na ons beeld. En hy maak toe vir Adam, en Adam beteken mos mens. Hy maak vir Adam, en toe hy vir Adam klaar gemaak het, toe bring die Here vir Adam, en hy wys vir hom die skepingswerk, hy wys vir hom die diere, die voëls en die visse. En ons lees in Genesis 2 vers 18, lees ons daar, hy sê, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. In vers 20, so het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas in vers 20. En ons weet toe het die Here vir Adam hulp gemaak, hy het vir hom, vir Eva gemaak en vir hom gegee. En hierdie hulp is dieselfde woord wat Dawid gebruik wanneer hy sê, Here, wees u my hulp, wees vir my 'n hulp, Here. Dis dieselfde woord in die oorspronklike Aizer, is die woord in die oorspronklike taal. Wees vir my 'n hulp. En die betekenis van hierdie woord Aizer beteken, as die een swak is, dan is die ander een sterk. As die een swak is, dan is die ander een sterk. Nou broeder, ek hoop en ek bid dat volgende keer wanneer jy na jou vrou kyk, dat jy met ander oë na haar sal kyk. Dat jy nie op haar sal neerkyk nie. Want God het vir jou 'n hulp gemaak. Wanneer jy nie kan nie, dan is die ander een daar. En suster, kyk mooi waar sit jy. Jy sit langs jou man vanoggend in die kerk. Laat dit so wees by die huis ook, langs hom. Nie op 'n ander plek nie. Ons is veronderstel om een te wees. Net soos daai kraan wat ek nie vertel het van die auxiliary kraan, die hulpkraan en die groot kraan. Saam beweeg. Hulle beweeg saam. En die een help die ander een. En hy maak dit moontlik. En dit is wat die woord Aizer beteken. Wanneer ek swak is, dan is die ander een sterk. Daar is nog so 'n paar ander plekke ook in die Ou Testament, Psalm 20 vers 3 waar hierdie woord gebruik word, Psalm 33 vers 20, Deuteronomium 33 waar Moses ook vir Juda bid, waar hy tot die Here bid en vra dat hy vir Juda sal 'n hulp sal wees, dieselfde woord, Aizer. En hier en Dawid roep dan ook in hierdie Psalm, roep hy na God en hy sê, Here, hulle soek my lewe. Hulle wil my lewe neem, hulle wil my doodmaak. Maak tog gou om my te red. Here, kom help vir my. Ek het 'n probleem. Hulle soek my lewe. Hulle het 'n gat gegrawe, hulle het 'n struik vir my gestel. Hulle het nie behaag in my geluk nie, hulle het 'n behaag in my ongeluk. Hoe baie keer gebeur dinge, doen mense dinge en sê dinge om jou in 'n slegte lig te stel. En dit is presies wat met Dawid ook gebeur het. Hulle het sy ondergang vir hom bewerk. Hulle het sy lewe gesoek, hy moes vlug vir sy lewe meer as een keer. En Dawid erken in hierdie Psalm in ons geleesde gedeelte,
Hy sê, Here, ek is elendig en ek is behoeftig. Ek is arm en ek is swak. Ek het hulp nodig, Here. Ek is behoeftig. Dit gaan met my baie, baie sleg. Ek kan myself nie help nie, Here. Ek het U nodig, kom tog gou, want ek is swak. Ek is swak. Help vir my, wees vir my 'n hulp, Here. Dawid verneder homself. Dawid kom op 'n plek in sy lewe, in hierdie omstandighede waar hy in is, en hy besef, hy het hulp nodig. Hy verneder homself voor die Here, want geen persoon wat arrogant en hoogmoedig is, sal tog sê, sy hand uitsteek en sê, kom help my nie, kom help my asseblief. Hulle sal dit nie doen nie. 'n Persoon wat nederig is, wat homself verneder, sal sê, kom help my asseblief, ek het jou hulp nodig. Jy weet, daar waar ek gewerk het, was daar ambagsmanne gewees. As hulle gesukkel het om iets reg te maak, en hy kom nie reg nie, en jy wat op die kantlyn staan, sien wat gaan aan, en jy stap nader en jy sê vir hom, maak so, dan is sy reaksie, nie almal nie, maar baie van hulle se reaksie was gewees, ek is die ambagsman, nie jy nie. Moenie my vertel hoe moet ek my werk doen nie. Dan het ek gedink, is reg, so kom maar voor. Maar Dawid besef sy toestand, elendig, behoeftig, arm en swak. Hy het hulp nodig en hy roep uit, Here, wees my redder, wees my redder. Neem my weg, help my om te ontsnap van hierdie omstandighede en neem my na 'n plek wat veilig is. Daar is 'n ander persoon wat ook hierso in die Bybel van gepraat word, wat ons vertel, en ons ken die verhaal van Job. Job wat dit baie, baie moeilik gehad het. Arme Job was 'n welbekende persoon in die gemeenskap gewees. Hy was 'n ryk man gewees, almal het hom geken. Maar oornag het sy omstandighede vir hom verander. Het hy alles verloor, hy het selfs sy kinders aan die dood afgestaan. En om nog die mes nog bietjie dieper in te steek het, was die hulp wat vir hom gegee was, nie die regte hulp vir hom nie. En sy moedig hom aan en sy vrou sê vir hom, jy hou jou nog vroom, seën God en sterwe. Wanneer 'n man op sy knieë is en is dit die hulp, is dit die bemoediging wat hy wil hê, en dan kom sy vriende, Job se vriende, was so geskok gewees dat hulle vir dae, vir 7 dae was hulle stil, hulle het nie woorde gehad om te spreek nie. So geskok was hulle vir die toestand wat Job was. Elendige toestand en behoeftige toestand wat Job in was. En toe hulle mond oopmaak, is dit nie woorde van bemoediging of van troos. Hulle het nie aangebied om vir hom te bid nie. Nee, inteendeel, hulle woorde was eintlik petrol op die vuur gewees vir Job. Op plek sê hy self, is dit hoe julle my troos? Is dit julle trooswoorde? Job was elendig. Sy toestand was verskriklik. Hy het iemand nodig gehad om vir hom te bid. Hy het iemand nodig gehad wat hom sou ondersteun. Hy het die regte hulp nodig gehad, maar sy vriende was nie die regte hulp gewees nie. Ja, Job het selfs die geboortedag van hom het hy vervloek. En gewens dat hy het gesterf by sy geboorte, dat hy die lig nooit geaanskou het nie. En in Job 23 lees ons daar, hy sê, ag, as ek maar geweet het waar ek hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning, dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit en my mond met bewyse vul. Ek sou verneem die woorde wat hy my sou antwoord en verstaan wat hy aan my sou sê. Job se begeerte is, ag, as ek tog maar net geweet ek waar ek God kan vind, dan sou ek my saak aan hom stel, ek sal my regsaak aan hom stel, ek sal myself kan verdedig teenoor hom, want hierdie omstandighede waarin ek is, het ek nie deel aan nie, ek is nie skuldig gewees aan sonde nie, die woord sê dit ook, Job het nie gesondig nie. Maar hoekom moet dit met my gebeur, Here? As ek maar tog maar net kan weet waar God is,
dan kan ek by hom pleit, en ek kan vir hom sê, Here, asseblief man, dis hoe die sake staan. Hierdie dinge wat met my gebeur is nie reg nie. En is dit nie hoe baie keer ons is nie? As dinge vir ons verkeerd gaan, dinge buite ons beheer, wat ons geen beheer aan het nie. Here, ek is u kind. Here, jy weet ek het u lief. Hoekom gebeur hierdie dinge met my? En waarom moet ek swaar trek? Waarom sal mense saamspan om my te na te kom? Waarom sal hulle leuns van my vertel? Here, kyk na die wêreld daar buite. Die woord sê hulle oë peel uit van die vettigheid. Hulle het oorvloed. Maar ek wat u liefhet, Here, kyk hoe swaar moet ek trek. Dikwels doen ons dit en dikwels maak ons die fout. Maar luister na Dawid en kyk wat het Dawid gedoen. Hy het uitgeroep en sê, Here, ek is elendig en ek is behoeftig. Ek is swak. Ek kan myself nie help nie. Wees u my hulp. Wees u my krag en my sterkte. Want ek kan nie. Ek is te swak. En ja, dit is so dat God se hulp soms bietjie lank vat. Want Dawid roep uit, Here, maak tog gou. Moenie vertoef nie. Ek het u hulp nou nodig. Help nou, Here. Maar die Here is nooit laat nie. Sy hulp sal op die regte tyd kom. Wees geduldig. Wees stil voor die Here. Moenie jouself probeer verdedig voor God nie. Moenie. God weet wat het jy nodig. Dan vra ons onsself nou, waarom sal hierdie dinge, waarom gebeur dit nou met ons? Wat is die antwoord? Want daar moet tog 'n antwoord wees. Dat hierdie dinge met ons gebeur wat buite ons beheer is, waaraan ons nie eers skuldig is nie. Daar is verskeie redes. Maar hoor bietjie wat sê Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 7. Hy sê daar, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie. Sal nie meer dink van myself as wat ek moet nie. Is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie, dat ek nederig sal bly. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy, God, die Here, het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Hoor u? God se krag word in swakheid volbring. Jou en my se swakhede. Wanneer ons swak is, dan is God sterk. Daarom sê Paulus dan ook, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek 'n behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil, want ek is swak. Want as ek swak is, dan is ek sterk, sê Paulus. Hy het die waarheid geken. Net soos Dawid, het hy geweet dat hierdie doring in die vlees, hierdie nood en hierdie bekommernis, hierdie probleem, is nodig om my klein te hou, om te besef wie ek is, swak en nietig. En wanneer ek swak is, dan is God sterk. Maar wanneer jy wil sterk wees, dan is God swak. Dan kan hy nie. As jy sy hand wegklap, as jy sy hulp nie aanvaar nie. Waarom sal hierdie dinge met ons gebeur?
sodat die Here in my sterk kan wees. Psalm 10 vers 4, hoor mooi wat sê Psalm 10 vers 14, jammer. U het dit gesien, want u aanskou die moeite en verdriet, sodat 'n mens dit in u hand sal gee. Aan u gee die ongelukkige dit oor. Ek lees dit weer vir u. Hy sê u, die Here, het dit gesien, want u aanskou die moeite en verdriet. God sien en hy weet dit. Sodat 'n mens dit in u hand sal gee. Wat moet jy in God se hand gee? Jou behoefte, jou benoudheid, die ellende waarin jy is, moet jy oorgee in God se hand. Die ellendige en die behoeftige, hulle wat in nood is, die Here sien dit en hy wil hê ons moet dit oorgee in sy hand. Waarom gebeur hierdie dinge met ons? Sodat ons behoefte vir God sal gee, sodat hy sterk kan wees in ons. Dat ons dinge nie in eie krag sal wil doen nie, maar dat ons aan hom sal oorgee, want hy weet wat is goed en wat is reg vir ons. Kyk wat het met Job gebeur. Hy wou sy saak self stel, maar aan die einde van die boek, aan die einde van Job se lewe, het Job 'n ontmoeting met God gehad. En hy het gesê, ek sal nie meer praat nie, Here, ek sal my hand op my mond sit, ek sal stil wees. Mag die Here vir ons by daardie plek bring, wat ons sê, dis swak, ek het U so nodig. Het jy 'n behoefte? Het jy 'n benoudheid? Is jy beangs en bevrees? Is jy bekommerd? Een oggend het ek opgestaan en ek het in die kombuis gaan staan met 'n benoudheid in my hart, bekommerd. Here, wat hou die toekoms vir ons in? Ek was so benoud. En terwyl ek met die Here praat oor die benoudheid in my hart, kyk ek by die venster uit. En daar op die grasperk is daar 2 mossies. 'n Mannetjie en 'n wyfie mossie op die grasperk besig om kos te soek. En onmiddellik kom dit in my hart op. Soos ek sorg vir daardie mossies, so sal ek vir julle sorg. Julle is meer werd as die mossies. Hoeveel te meer sal God nie vir ons sorg nie. Hy's 'n man van sy woord. Hy is nie 'n mens wat teruggaan op sy woord en sê, sorry, ek het verkeerd gepraat nie. Sy woord staan vas en daarom sê die Here, herinner my aan my beloftes. Herinner my, kom na my toe, dat ons die saak kan uitpraat. Wie is jou hulp? Wie is jou hulp wanneer dinge buite jou beheer is? Iemand het ook vanoggend gesê, ons sê maklik ons vertrou op die Here. Ons sê maklik ons glo in die Here. Wie vertrou jy of wie is jou hulp? Vra die Here vanoggend vir jou, wie is jou hulp? Is dit jouself? Maak jy staat op jouself? Wanneer hulp aangebied word, stoot jy dit weg? Dalk is jou hulp die bankbestuurder, wanneer finansies nie meer so lekker gaan nie. En daar's 'n behoefte aan finansies en jy het 'n probleem, waartoe gaan jy vir jou hulp? Wat is jou eerste gedagte? Is dit die bankbestuurder se naam? Of dalk is dit 'n vriend jou hulp, 'n getroue vriend wat jy al jare ken, wat jy weet op wie jy kan staat maak. Of dalk is dit 'n familievriend, 'n familielid wat vir jou kan help in jou krisis, in jou nood. Of dalk ken jy net die regte persoon in die gemeenskap
Die persoon met die regte kontakte. Ag, as ek tog maar net hierdie kontrak kan kry, dan kan my besigheid weer aan die gang kom. Ja, dan kan ek my mense betaal. Dan kyk ons weer vorentoe en dan is alles weer reg. As ek net die regte persoon kan ken. Dalk moet ek miskien iets onder die tafel deurgee. Dalk kan ek hulle omkoop. As die saak weer reg. Hoor wat sê Jesaja 31 vers 1 en vers 3. Wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp. Hulle verlaat op perde en wat vertrou op strydwaans, omdat daar baie is, en op ruiters, omdat hulle baie is, baie in talryk is. Maar hulle sien nie op die Heilige van Israel, en hulle soek nie die Here nie. Ja, die Egiptenaars is mense en nie God nie. En hulle perde is vlees en nie gees nie. As die Here sy hand uitstrek, dan struikel die helper en wie gehelp is, val. En saam gaan hulle almal te gronde. Is jou vertroue, is jou hulp, alles en almal buiten God homself? Hoor wat sê die Here aan Israel in Hosea 13 vers 9. Hy sê aan Israel, hy sê, dit is jou verderf, dit is jou ondergang, dit is jou probleem, dit is jou moeilikheid, o Israel, dat jy teen my jou helper is. Dit is jou verderf. Dat jy teen my jou helper is. Jy kom nie na my toe om jou te help nie. Jy stoot my weg. Jy gaan soek jou hulp by die Egiptenare. En is dit nie wat ons ook doen nie? Ag, ek moet ook iets doen. Ek moet ook tog iets doen uit myself uit. Ek kan mos nie net vir die Here sê, Here, help my nie asseblief. Ek moet mos ook iets doen uit myself, sal baie mense sê. Ag, hoe verkeerd is hulle. Hoe verkeerd is hulle. Hoor wat sê die psalmdigter van Psalm 121, 'n welbekende psalm. Ek hef my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan wees? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En weet u, hierdie hulp wat hy van praat, is presies dieselfde woord wat Dawid in Psalm 70 gebruik, die woord yzer. My yzer is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek is swak. Ek is swak en elendig. Ek het God nodig wat die hemel en aarde gemaak het om my te help. Hom alleen, geen ander een nie. Nie die Egiptenare nie. Nie die bankbestuurder nie. Niemand anderste nie. Maar God alleen is my hulp. En die Here kom bemoedig ons, hy kom nooi ons uit. Hy sê in Psalm 50 vers 50. Hy sê roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Psalm 37 en hoor mooi wat sê Psalm 37 vers 5. Hy sê laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En as jy in jou Bybel gaan lees en gaan sien, gaan jy sien die hy het so 'n koppeltekentjie op. Hy sal dit uitvoer. Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Hy, niemand anderste nie, God alleen. Maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierendheid sal hy hom omring. Dit is wat die Here sê. As jy en ek op die Here vertrou, ons behoefte aan sy voete neerlê, ons benoudheid aan hom bekend maak, hy sê, dan sal hy ons omring
met goedertierendheid. U weet wat beteken goedertierendheid? Dit is aangenaam vir God om goed te doen aan sy kinders. Hy hou daarvan om goed te doen vir sy kinders. In Hebreërs lees ons, en ek sluit af, lees ons in hoofstuk 4 vers 13, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Die Here sien alles, hy weet alles, niks is vir hom bedek nie. Want ek swak is, Here, wees U my hulp, want ek is swak. Wees U my hulp, Here. Ek het U so nodig. My toestand is elendig. Ek het U nodig. Help my, red my, Here. En ek wil vir U ook onder aandag bring dat as jy sê, Here, wees U my hulp, kan jy dit nie doen sonder geloof en sonder die vertroue. Jy moet God vertrou met 'n vaste geloof in hom, dat hy jou sal help. Hy sal jou help, want hy sê dit so in sy woord. Hy nooi jou uit en hy sê in die dag van jou benoudheid, roep my aan. Ek sal jou red en jy moet my eer. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader en Here Jesus, ons dank U vir U woord. Ons dank U, Here, dat U woord vas staan, dat U woord lewendmakend is. Here, ons dank U dat U ons vanmôre kom bemoedig het met U woord. Here, kom help vir ons, want ons is swak. Here, ons kan so maklik ons hulp plaas in iemand of iets anderste. Maar Here, maak dit vir ons moontlik dat ons gedagtes eerste sal wees om op U gerig te wees. Dat ons sal uitroep soos Dawid, Here, wees U vir my 'n hulp. Ek het U so nodig, Here. En ek kom bid dit vir hierdie gemeente ook, Here, want dit is nie net 'n individu wat U hulp nodig het nie, maar hierdie gemeente het U ook nodig. Dat U asseblief sal voorsien aan hulle behoeftes, dat U sal moontlik maak, dat U die prediker van hierdie gemeente sal dra. Here, dat U hom staande sal hou, dat U aan sy behoeftes sal voorsien. Here, dat U die kerkraad 'n getroue hart sal gee. Here, 'n hart wat aan U alleen sal behoort. Dat elkeen van ons in hierdie gemeente U sal lief hê met ons hele wese, met ons hele verstand, met al ons krag. Want ons het U nodig, Here. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.